Genesis 21 vers 1 tot 21. Geboorte van Isak. Abraham verdryf Hagar en Ismael. En die Here het Sara besoek, soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen, soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword, en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak besny, toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. En Abraham was 100 jaar oud, toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê, 'n gelag het God my berei, elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het, Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. En die kind het opgegroei en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham, vanweë sy seun. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë, terwille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara en alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind, en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie, en sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun, en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op, en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n put, en sy het geloop en die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. En God was met die seun, en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon, en 'n boogskutter geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon, en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipteland geneem.